Die Ganzi-distrik lê in die middel van Botswana, in gewig tussen Namibië en die Sentraal-Kalahari Gemsbokpark, die tweede grootste wildernisgebied in die wêreld. Die beesboere deel hierdie dikwels dorre en harde wêreld met leeu's, luiperds en ander wild. En ook met die San of Bushmans, wat die enigste ander mense hier was toe die eerste wit setlaars hulle in die tweede helfte van die 1800s hier kom ingrawe het. Die De Graafs is nasate van die vroeë settelaars en is nie net groot beesboere nie, maar het ook die Grasslands Lodge oopgemaak om skuiling te bied aan besoekers na hierdie veraf hinterland. Hier rond is nie net die familiebande nog baie sterk nie, maar praat die Afrikaners ook Naru, die plaaslike Bushman taal, en die Narus op hulle beurt Afrikaans. Ek het 'n klein hondjie gehad, so 'n wit bondjie en sy naam was Potty. Een van die lewenslesse uit die woestyn is dat in die land van min dit die delers is wat aanderkant uitkom en nie die grypers nie. En daarom kon die veldkinders met vrymoedigheid vir Neeltjie kom vra of hulle ook kan deel aan die vrugte van die dan en wan se kuiermense wat by Grasslands kom oorbly. Hulle het dalk al baie verwester, maar as die naaste water 15 km te voet is en winkels meer as 100 km weg, kyk jy nog steeds na die veld vir kos, water en medisyne, soos jou voorvaders jou geleer het. En Neeltjie het besef dat hulle trotse kultuur en ongelooflike kennis van die veld met die toeriste ook gedeel kan word. Die lekker ding van hierdie mense is, hoewel hulle nou al lank amper tussen die gewone westerse mense leef, hulle klere aangetrek het, hulle maniere begin aanleer het, onthou hulle nog steeds hoe hulle eintlik geleef het en is hulle trots op hulle kultuur, so trots dat hulle dit graag ook vir die mense wys wat hier kom besoek aflê. Hier is nou 'n klein voorbeeld van hoe hulle bly en dis nie hoe hierdie mense voltyds bly nie. Dis iets wat hulle op hulle aandrang graag vir ons wil wys. So kom ons kyk hoe lyk dit. Hierdie is nou soos die eerste Bushman hutte gelyk het voor daar beeste was en hierdie is nou soos die jaghutte lyk. Dan die dobbe nie dalk gaan. Ja, as sy sê sy pak nou die gras ordentlik, dan sal sy toue gaan maak en soek en dan sal sy dit mooi vasbind. Hy is besig met toue maak. Hierdie is nou nie regtig wat hulle gebruik nie, dis tydelike toue om dit vas te hou en dan gaan soek hulle permanente toue om dit net vas te maak. Dankie. Haai? Hy sê jou deur Ja. is 'n groot hang af van jou vrou se boude. O, ek wil net vir hom sê, duidelik is hierdie deur hulle saai is nie my saai. Ja. Ek weet nie hoeveel reën gaan hy bo uithou nie, maar aan die kante sal hy. Hier is heelwat lig wat inkom. Hier staan Ek wil uitklim. Hierdie kwaan is gebou in Tama. Ara. Soos is dit hierdie kwaan. Kom ons wys bietjie vir julle hoe speel ons hierdie spel. Okay. Die jong kinders speel dit verskriklik. Dan sit hulle 'n klomp gras. Ons moet nou hier aan die kant staan. Hulle kom eers van daai kant af en dan kom hulle van die ander kant af. Die woestynweergawe van waterspringklip. Weet jy wat hulle doen wat julle nie sien nie, wat bietjie vinnig is? Hy gaan nie net so nie, in die lug doen hy dit. So jy met hom, dis bietjie vinnig. Maar hy val eintlik nie so nie. Hy maak eintlik so en val so. Ja, maar hy moet hom plat tref. Yes, hy moet. Lyk na kinderspeletjies vir 'n boerseun soos ek. Wel, mens moet darm seker eers 'n bietjie oefen. Soos ek sê, kinderspeletjies. En in my wêreld is hierdie speletjie vir dogters. Neeltjie en Altie moet maar ons boertjies verteenwoordig. En dan word daar gedans. Reuk hom uit die bome uit
En dan maak ons hom gaar en ons eet die binnekant uit. En wat ons dan doen, is ons sit, hulle moet seening aan mekaar vas, al hierdie papies. Binne-in sit ons saadjies of klein klippies of enige iets. En dan net 'n makaroni. Dan gebruik ons hom vir 'n rattle om te dans, vir musiek. Die dans is storie vertel oor die glorieryke jagtogte van weleer. Die Naru se oorlewing hang van twee dinge af: volhoubare benutting van die skaarsbronne en vooruitbeplanning. Iets wat ons gerus by hulle kan leer. Soos om gedurende die reenseisoen water te bære vir die droogte wat voorlê. Die grond is nou baie nat en daar's baie water, so hulle wys nou vir ons, maar nou is die tyd wat hulle die eiers begrawe vir die droë seisoen. Dis die Kalahari taaibos waarmee hulle daai gaatjies toemaak. Hy sê as jy sommer enige blaar daar gaan indraai, dan gaan die water vrot word. Dit is baie belangrik dat as jy water stoor, dat jy hierdie blaartjies dan ja, dan bly dit vars deur die hele droë seisoen. Jy kan ook vir jouself dink as so 'n eier onder die grond is, maak nie saak hoe warm is dit nie. Daai water is lekker koud as jy hom uithaal. Hy sê is baie belangrik as jy so 'n eier bære, dat jy 'n klomp stokke om hom begrawe. Dis eintlik nog beter as jy doringtakke om hom begrawe. Die rede daarvoor is bruin hyena en jakkalse. Wat water ruik. Hulle ruik dit en hulle sal jou water steel. So behalwe dat hulle dit merk met die stokke, dien dit ook om die water te beskerm. Die Boesman se hele lewe draai om water en kos. Dis wat hulle elke dag doen, hulle soek water en kos. Ek wou sê hierdie is 'n as jy kan sien nie die bos nie. Hierdie is 'n plantjie wat inrank in die bos in. Jy kan die blare eet en die wortel. So. O, het 'n lekker groot bol. Wel, ek kan vir een ding sê, hulle kan maar Survivor in die Kalahari aanbied, want julle sal sien hier gaan mense honger ly. Dit raak later lekker. Dit lyk soos aartappel. Dit is 'n rou aartappel. Maar Dis sleg. dis lekkerder as rou aartappel. Is dit soet of bitter? Soet. Nee, is lekker. Nee, is lekker. Nou as hulle op hulle eie gaan, dan sal hulle nou klomp van die goeders bymekaar maak van alles wat ons nou net een vandag gaan uithaal. So wat hulle doen is hulle gaan nou vir ure tel al hierdie goed op, vat dit vanaand huis toe en eet dit saam. Die Roosantjiebos. Ja, hy sê sy bessie is die hoogste in suiker. Van al die bessiebosse is hierdie die meeste waarde vir ons. Hulle maak ook 'n baie lekker bier van hom. Hy sê as jy 'n ou man begin raak, dan kan jy ook 'n kierie van hom maak. Jy soek net vir 'n lekker dik stuk en dan hierdie knopdeel is die wortel. So as hierdie kierie wat hy gemaak het, kom hy van so 'n bos. Kan ek voel? Kom. So, dit is stewig. Dit lyk heel dicey of shaky, maar hoe stewig. You.